Hallo, my naam is Erik Skuman, dis Sake van die Siel. Ek is besig met 'n reeks oor vrees en ek gesels vandag met jou oor een van die grootste, as mens nou amper kan sê, medisyne is vir vrees. Een van die grootste oplossings vir vrees is in liefde. So dit lê binne in om liefgehad te word en om liefde te verstaan en liefde te ervaar. Daar's 'n vers in die Bybel wat sê dat vrees word uitgedryf deur liefde en dit verwys na God se liefde wat hy vir ons kom wys het deur sy seun en hoe hy vir ons sy seun gegee het. En as jy daai sekerheid het dat jy gered is, dan dryf dit daai vrees dat jy veroordeel gaan word deur God uit. En dan sê hy, mense wat nog nie regtig kan lief hê nie, weet nog nie eintlik hoe lief het God hulle nie, en dat hulle nie onder veroordeling staan nie, en dat God vir hulle regtig baie sondes vergewe het, en dat hy hulle regtig lief het, en daai ding is nog nie vas by hulle nie, en hulle het nog nie groot geword as ware, om te leer hoe om ander lief te hê nie. So is 'n hele ding van dit kweek, vrees bly dan eintlik deel van hulle lewe. En dan wil mens partykeer jouself beter laat lyk teenoor ander, want jy voel minderwaardig. Maar eintlik is 'n atmosfeer van liefde is 'n plek waar binne jy vrees kan breek. So as jy ontdek in die een plek hoe God jou liefhet, het ek nou net gesê, dan breek dit vrees. Die tweede is wanneer mense rondom jou liefhet. En dit beteken hulle aanvaar jou soos jy is, maar hulle praat ook die waarheid met jou. In liefde, nê? So hulle sê vir jou dit wat jy doen wat dalk nie reg is nie, of wat hulle seer maak, en hulle gee vir jou terugvoer, en in so 'n atmosfeer waarbinne mense jou aanvaar, kan jy vrese oorkom, en veral 'n vrees vir mense. Ek self was baie bang vir konflik, so ek het daai vrees gehad vir konflik, want ek was bang dat mense my gaan verwerp, en hulle gaan sleg dink van my. So baie wat in sielkunde met sosiale angstigheid beskryf word. Maar as jy dink dat jy bang is vir mense, en hoe gaan ek nou deur dit kom? As een van die dinge is as daar werklik liefde is in 'n verhouding met iemand anders, en jy aanvaar hulle, dan leer hulle dit, in daai verhouding is hulle veilig. Daar's eerlikheid, daar is aanvaarding, en daar is erkenning, en daar's hulp, en daar's getrouheid. Al daai goed is saam, en dis oor tyd saam so. En daar's beskerming, ons praat nie lelik mekaar nie, ons beskerm ons woorde, ons hanteer mekaar met respek. Daai atmosfeer verminder vrese eintlik, en dit maak dit mense ons nou veilig voel. Jy sal dit veral by 'n kind sien, as 'n kind in omstandighede was waar dit baie seer gemaak het, en nou beweeg jy hom na 'n omstandigheid toe waar daar nie soveel konflik en aggressie is nie, daar's stabiliteit, daar's liefde, daar's deernis, daar is eerlikheid, daar's gesonde grense, en die persoon word in ag geneem, maar daar word ook van hulle gevra om ander in ag te neem. Daai atmosfeer werk eintlik teen vrese, en dit bou selfvertroue op. So konflik is nogal een ding waarvoor baie mense bang is, en hulle is bang om konflik te hê. Party mense sê, ja, ek slaat nie bang vir konflik nie. En nou ja, dan is dit nie een van jou vrese nie. Maak dit seker jy het gesonde konflik met mense, maar baie keer is mense tog bang, veral omdat hulle bang is om verwerp te word, of gekritiseer te word, of om eintlik as sleg gesien te word, is bang om ander mense te ontstel en hulle te afronteer. So dan vermy hulle konflik. So vir al die konflikvermyders kan dan 'n vrees vir konflik en 'n vrees vir mense eintlik hê, en daai opsig, so hulle sal dan eintlik mense tevrede probeer stel, so ver as moontlik om eintlik die konflik te vermy. Maar dit veroorsaak dat daar wanpersepsies ophou en dinge groei, en op die ou ende maak mense mekaar seer. So om by 'n vrees vir mense en 'n vrees vir konflik oor dit te kom, is die eerste ding om te leer hoe om konflik te hê, sodat as jy daai vaardigheid aangeleer het en jy het dit geoefen. So ek oefen dit met my kliënte. Oefen ons hoe om konflik te hê, om eerlik te wees, en om eerlikheid te aanvaar van ander mense af. En hoe om, wanneer mense jou boelie, hoe om dit te hanteer, hoe om te kan opstaan vir jouself. En dan hoe met die dinge wat jy glo rondom jouself te werk. Hoe werk ek met die vrees wat ek het? Het ek genoeg selfvertroue? Glo ek 'n klomp goed van myself wat nie waar is nie? Is nie goed genoeg nie, ek is 'n mislukking, sulke tipe goed. Werk met daai goed, want jy is bang dat jy eintlik weer so gaan voel wanneer ander mense nou negatief teenoor jou optree. En begin met veilige mense konflik hê.
op klein dingetjies. En stukkie vir stukkie dan, soos jy sien, jy kry dit reg, so groei jy. So oorkom jy ook 'n vrees. Nou, as jy die Heilige Gees het, as jy nou uit 'n Christelike hoek kyk, dan het jy die Heilige Gees by jou. Jy het God se woord, so hy lei jou ook vir hoe om konflikte, en hy beloof, jy kan bid oor sekere sake, dit berei partykeer 'n pad voor. Partykeer werk die Here in ander mense se harte, en hy berei hulle voor vir konflikgesprekke, en hy beloof jou dat jy sy woord volg, en jy wil dit doen, dat jy hom tevrede stel, maar hy sê ook, hy is by jou, en hy sal vir jou wysheid gee. En wysheid beteken hoe om hierdie situasie te hanteer op sy manier, dat dit hom ook kan verheerlik, so hy gaan vir jou insig gee, en dan sal hy jou nog beskerm ook. En dan werk mens ook natuurlik met jou gedagtes, soos ek nou nog gesê het, ook oor mense aannames wat konflik betref. Wat is regtig die ergste wat kan gebeur? As jy met hulle gesprek het, en dan partykeer sê mense, maar ek kan my werk verloor, of ek kan hierdie verhouding verloor. Op die ou einde, as ons konflik vermy, dan gaan ons in elk geval gaan dit daar opeindig. So 'n gesonde gesprek is maar altyd die alternatief, of ek is bang dit eskaleer en dit word aggressie. Dit is ook moontlik, en daarom jy moet binne redelike perke konflik hê met mense wat jy ook weet nie aggressief gaan optree nie. So daar is uitsonderings. Maar 'n mens berei jouself voor, so jy kan leer hoe om dit te doen. So om 'n vaardigheid aan te leer, om te leer om te bid oor 'n saak, en om regtig te hoor by die Here, wat is my aandeel. So kan jy byvoorbeeld die vrees vir konflik oorwin. Ek het ook 'n video, Fair Fighting, wat vir jou leer hoe om konflik te hê, en dit gee vir jou 'n klomp gesonde beginsels en kommunikasie, veral tussen in die huwelik. En daai leer jou die vaardighede wat jy nodig het om hierdie vrees te oorkom, en dan is dit oefening. So, dit is 'n manier om die vrees vir konflik te oorwin. Gaan kyk gerus op ons webtuiste www.sakevdsiel.org, daar's baie ander video's, op YouTube ook, Matters of the Soul, Sake van die Siel, en op Facebook. Ons het allerlei temas wat jy nou kan gaan kyk. Die Here seën jou, tot volgende keer, totsiens.